Hartlik goeiemôre vriende en welkom by SA Gemeente en die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dankie dat jy vanoggend inskakel en deel is van hierdie net wat aan mekaar verbind is en word deur Jesus Christus. Dit is werklik waar wonderlik om op pad te wees na Paasfees toe. En soos julle weet het ons reeks begin oor Johannes se evangelie wat sê jy is gestuur tot eer van God. Ons vorige 2 temas gestuur om jouself te gee en gestuur om Jesus se heerlikheid te wys, is beskikbaar om te kyk op die app of op die website en ek wil jou aanmoedig om ook so te doen. Vandag is week 3, ons 3de tema, gestuur om getuienis te lewer oor die waarheid. Voor ons begin, kom ons sluit die oë. Here ons almagtige God en Vader, ons loof en prys U dat ons vanoggend in U naam by mekaar kan wees, op hierdie manier rondom U woord. In die begin was U woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Gemeente, ek groet julle in die naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wat 'n wonderlike tyd van die jaar is dit nie. Die afgelope paar dae het ons sulke lekker hitte gehad en ons kan amper nie glo ons is op pad al reeds na Paasfees toe nie. As Christene is ons oor die volgende klompie weke besig om saam met Jesus sy lydenspad te stap. Lydenstyd is 'n tyd van berou en geestelike voorbereiding waarin gelowiges ons geloof verdiep en nader aan hom beweeg deur nederigheid, selfdissipline en om te dink en te reflekteer oor die pad wat hy gestap het. Dit is 'n tyd waarin ons dink, waarin ons hoor, waarin ek en jy bevestiging kry dat God sy seun gestuur het en aan ons gegee het. Dat Jesus Christus homself aan die kruis aan ons gegee het en sy Heilige Gees gestuur en gegee het om sy volgeling, om jou en my by te staan. As hy so 'n gemeente, is ek en jy besig om saam met Johannes op hierdie pad te stap. Hierdie evangeliese pad te stap na die kruisgebeure waar Jesus vir ons gesterf het. En vandag is ons 3de week, soos ons gesê het, met die tema van hierdie lydenstyd, gestuur om getuienis te lewer oor die waarheid. Vanaf Johannes 1 wil Johannes 3 sake baie duidelik maak. Wie is God presies? Wie is die God wat van die begin af daar is en waar leer ons hom werklik ken? En dit is 'n vraag wat soveel mense al gevra het en probeer beantwoord het, want niemand kan dit ignoreer nie. Niemand wat leef en bestaan kan nie daaraan dink nie. Mense soek God op verskillende plekke, van bome en beelde tot by geeste in jou wese, tot daar waar die leegheid hulle harte vul, omdat hulle God ontken. En so loop elkeen van hulle, elkeen van jou en my ons eie paadjie. Baie loop dit in eensaamheid, tot die dag wanneer ons lewenspad werklik met Christus kruis. Tot die tweede saak wat Johannes probeer uitlig is, wie is Jesus presies? Johannes gee ons 'n duidelike antwoord. En hy laat jou en my agterkom wat met jou gebeur wanneer jy Jesus ontmoet. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. En daarom is die 3de punt wat Johannes uitlig, wie is jy presies? Wie is jy in en deur Jesus Christus? Johannes is duidelik. Jesus het sy lewe geheel en al verander. Dus Johannes wil jou en my uitnooi, kom leer wie God en Jesus is en wat hy vir jou kan beteken en kan doen. En dit is hier waar ons gedeelte vandag inskakel, op soek na die waarheid oor hierdie 3 sake. Wie is God, wie is Jesus en wie ons is? Vandag se gedeelte sluit die 12de hoofstuk van Johannes af. En so ook dan Johannes se getuienis oor die bediening van Jesus Christus voor sy kruisdood. Soos enige goeie skrywer eindig Johannes die eerste deel met 'n opsomming af en dan 'n voorskou ook wat daarna volg. In die opsomming wil Johannes vir jou en my sê in ons teks en wil hy ons herinner aan die sleutelwaarhede uit Jesus se openbare bediening. Dit wat Jesus gedoen en gesê het. Eerstens Jesus se leringe oor die lig en die duisternis. En dan sy oproep tot geloof van mense in hom as die Messias. En dan sy gehoorsaamheid
aan die Vader in alles wat hy doen en sê. En dan kry ek en jy ook 'n voorskou van die realiteit, van die waarheid in die res van Johannes Evangelie, die verhaal van die lyding van Jesus Christus en dan sy verheerliking wat daarna volg. Ons gaan vandag ons tema gestuur om getuienis te lewer oor die waarheid, ook dan so ondersoek en by al drie hierdie dele van ons tema stil staan. Wat beteken dit werklik om gestuur te wees? Om getuienis te lewer oor die waarheid. Eerstens is om gestuur te wees volgens Johannes eintlik baie maklik. Johannes is baie duidelik daaroor. En ek dink ons vorige preek en podcast maak dit ook redelik duidelik. Ons elkeen is, jy is gestuur. Johannes begin sy evangelie met die verklaring dat hy gestuur is om te getuig van die lig, te getuig van Jesus. Hy sê dus, ek is gestuur om te getuig. Tweedens weet ons Jesus is baie duidelik daaroor dat hy deur God gestuur is. Alles wie hy is en wat hy doen, omdat God hom gestuur het. 3 vers 17 sê, om vry te maak. 12 sê om die lig te wees. Hy is gestuur om die duisternis te verdryf. Hy is gestuur om die ewige lewe te bring, volgens hoofstuk 3 vers 34. En derdens dra Jesus baie duidelik hierdie opdrag van gestuur wees oor aan sy volgelinge, aan jou en my. Jesus stuur ons. Hy doen dit voor sy dood in hoofstuk 17 en dan weer in hoofstuk 20 na sy opstanding. En beide kere kry ons amper woordeliks presies dieselfde opdrag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Die groot vraag vir ons, vir jou en my is, waarheen stuur hy ons? En vir watter doel? Wat beteken dit om gestuur te wees? En om aan te sluit by die vorige preke, dwars deur die Johannes Evangelie, is daar baie spesifieke opdragte, direk en indirek, van wat dit beteken om gestuur te wees. Ons is gestuur om die oes in te samel, hoofstuk 4, om God se wil te doen en gehoorsaam te wees, hoofstuk 6. Ons is gestuur om ander te laat sien en ander te genees. Ons is gestuur om te dien, om te vergewe. Ja, ek en jy is gestuur om God se naam te bely, om God te verheerlik en om te glo in God, soos hoofstuk 5 sê. Tweedens is dit om getuienis te lewer. Volgens die HAT staan dit duidelik in lyn met Deuteronomium 5 vers 20 in God se wet. Jy mag nie vals getuienis lewer. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Getuienis impliseer en beteken om eerlik te wees en waarheid te praat. Dit beteken om na 'n ondersoek 'n verklaring te maak oor die werklike bevinding van dit wat jy geleer het. En dan beteken dit om 'n bewys of 'n bewysstuk te lewer van die waarheid wat duidelik blyk vir almal om te sien en te weet en te verstaan, soos in die geval van 'n hofsaak en 'n verhoor. So Johannes is gestuur om te getuig. Hy wil ons help verstaan. Hy wil ons herinner. Hy wil ons laat onthou dat God sy mense liefhet. En dat hy aan die kruis ons vrymaak van die ewige dood en die ewige oordeel en ons bring tot die ewige lewe en blydskap in sy teenwoordigheid. Johannes maak dit duidelik dat Jesus die sentrale rol speel in die herstel van die verhouding tussen God en mens. Jesus is die weg en die waarheid na die lewe. In ons gedeelte gee Johannes minstens 3 redes, 3 waarhede wat ons roep tot getuienis. En ons stuur om die realiteit te deel. Waarheid 1 lees ek en jy in Johannes 12 vers 37 tot 40. Alhoewel Jesus so baie wondertekens vir die mense gedoen het, het hulle tog nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En dan wees die mag van die Here geopenbaar. Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan, en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Daar gaan mense wees
wat Jesus verwerp. Omdat hulle nie presies weet wie Jesus is nie. As jy die Ou Testament lees en jouself in die skoene of die sandale van die Jode plaas, wonder jy dalk hoe hulle vir Jesus kon verwerp het. Vir duisende jare het God 'n Messias beloof, het hulle 'n Messias verwag, 'n profeet groter as Moses, 'n priester groter as Melchisedek, 'n koning groter as Dawid. Hulle was aangegryp deur Jesus se woorde. Hulle was verstom deur sy wonders. Hulle het hom gevolg oralheen. Hulle was versadig met sy vermeerderde vis en brood. Hulle was verfris deur sy wyn. Hulle verwelkom hom in Jerusalem as 'n verwagte koning, maar kort daarna verwerp hulle hom en skree hulle vir sy kruisiging. Hoekom? Omdat hulle nie in Jesus geglo het, soos hy in die evangelie aan hulle bekend gemaak is en aangebied is nie. Maar hulle het hulle eie weergawe en verstaan gevolg. Wanneer ons glo ons weet wat ons wil hê, aanvaar ons harte selde wat God gee. Kom ek probeer verduidelik. Ons almal onthou die bekende Cremora advertensie. Die man soek die Cremora in die kas in die plek waar hy dit altyd bære. En dan kry hy dit nie daar nie. Daarna soek hy verwilderd in die yskas, net om uiteindelik ontsteld vir sy vrou te skree en te roep, ek kry nie die Cremora nie, dit is nie op sy plek nie. En dan kom die antwoord van bo af. It is not inside, it's on top. Dit het heeltyd binne sy gesigsveld gestaan, maar hy het oor dit gekyk sonder om dit te sien, want dit is nie waar hy dit verwag het nie. Of 'n ander voorbeeld is heel moontlik, as ons aan ons braaisout en ons spesery raak, dik en ons soek dit. Jy weet hoe jou houertjie lyk. Maar wat jy nie weet nie, laas keer het jou eggenoot, toe hulle inkopies gedoen het sy of sy 'n nuwe brand of 'n handelsmerk gekoop. En so sit die speserye reg voor jou met die etiket wat duidelik sê braaisout, maar jy sien dit nie. Net so het die Jode geweet hoe die Messias moes lyk volgens hulle verstaan. Geen wonderwerk van Jesus sou hulle oortuig nie. Dis die hardheid van die menslike hart. En dit is waarom God sy gees moet gee voordat enige iemand kan glo. Dit is waarom redding 'n gawe van God se genade is. Ons hart moet verander voordat die oog werklik kan sien. Ons moet wedergebore word. Dit is ook 'n ernstige waarskuwing vir almal van ons. Jy het genoeg redes om te bekeer en terug te keer na God, en vandag is die dag van redding. Soos die Here sê in Joël 2, selfs nou nog sê die Here, moet julle na my terugkeer met julle hele hart, met vas, met geween en met rou. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Keer terug na die Here, julle God, want hy is genadig, barmhartig, lankmoedig en groot in troue liefde, en hy het berou oor die onheil. Jou keuse of keuses bepaal wie presies jy is en gaan wees. Baie mense leef asof hierdie lewe alles is wat daar is. Jy bestaan vir 'n paar dekades en van dwyn dan in die niet. Maar diep binne ons weet ons dis alleen. Dis 'n drogredenasie om die vrees vir die dood te verdoof. Ons siele is lewend, en wanneer die liggaam in die graf neergelê word, moet ons wese voor God verskyn. Op daardie finale dag sal slegs een ding saak maak. Wie of wat het jy gekies? Die waarheid is eenvoudig. Ware geluk is om vir ewig in die teenwoordigheid van God te wees. Hy is die bron en die doel van alle dinge, want in hom is die volheid van ware vreugde en vervuldheid. Daarom is daar net een vraag op daardie dag wat saak maak. Staan jy voor God as gevolg van jou eie goedheid, of staan jy voor God as gevolg van Jesus se goedheid? En wie stel jy jou geloof, God of die mens? Wie se heerlikheid bepaal jou getuienis en wat jy gee en leef? Johannes wil ons lei. Hy wil ons help om die regte keuse te maak. En daarom maak hy in hierdie laaste deel 6 opmerkings, deel hy 6 waarhede in hierdie verse. Eerstens, daar is 'n eenheid tussen Jesus en God. Jesus tree namens die Vader op, en daarom kan mens die Vader in Jesus sien. Deur Jesus word die mens op die Vader gerig, en omdat Jesus die een is wat deur die Vader gestuur is, glo ons hom. Jesus is die lig vir die wêreld, is tweede punt. Hy bring die openbaring van God. Sy teenwoordigheid laat mense sien wat God van hulle verwag. Maar wie hom nie aanvaar nie,
sal in die duisternis bly. Die derde opmerking is die doel van Jesus. Sy koms na die wêreld is eenvoudig om mense die ewige lewe te gee. En dan punt 4, Jesus het nie gekom om te oordeel nie. Hy het die lig gebring. Die wêreld is reeds in die lig. Dit is ons keuse of ons in die duisternis wil leef en bly. Ons word slegs geoordeel vanweë ons eie keuses en besluite, wanneer ons nie sy waarheid aanvaar nie. En daarom hoef mense eintlik nie te wag tot die dag van oordeel wanneer ons saligmaker gaan ontmoet nie. Want elke dag leef ons met die realiteit van die waarheid en moet ons besluit, wat glo jy? En dan die 5de punt is, Jesus is gestuur om God te kom openbaar. Hy het die boodskap en die woorde van God aan hierdie wêreld kom oordra. Hy is die ideale gesant van God, want hy doen en sê presies soos wat God van hom vra en verwag. In Jesus leer ons presies wie God is. Deur Jesus ken ons God se waarheid en sien ons God se plan, God se pad vir ons realiteit en ons lewe wat bestaan. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Ken Hughes vertel die storie van 'n klein seentjie wat baie graag 'n model seilboot wou hê. Hy begin toe spaar tot hy uiteindelik genoeg geld gehad het. Hy het met groot sorg hierdie bootstel in die speelgoedwinkel gaan uitsoek en toe vir weke lank gewerk om hierdie bootjie te bou en te verf en aan mekaar te kry. En toe dit klaar was, het hy dit na die meer geneem. Dit het pragtig geseil, tot heel aan die ander kant van die meer, waar dit uit sig verdwyn het. Die seentjie was hartseer en het angstig gaan soek, maar hy kon sy bootjie nêrens kry nie. 'n Paar weke later stap hy by 'n winkelvenster verby en sien tot sy verbasing sy boot in die venster met 'n duur pryskaartjie daarin. Hy het dadelik die winkel binne gegaan vir die eienaar gaan sê, "Meneer, dit is my boot, ek wil graag my boot terug hê." En die eienaar het geantwoord, "Ek is jammer, maar ek het daarvoor betaal, jy sal dit moet koop." Die seentjie het vir weke lank weer gewerk en gespaar, totdat hy genoeg geld bymekaar gehad het. En toe hy uiteindelik sy boot teruggekoop het, het hy dit met 'n glimlag vasgehou en gesê, "Nou is jy 2 keer myne. Eers omdat ek jou gemaak het en nou omdat ek jou teruggekoop het." Jesus het jou geskep en hy het jou met sy kruisdood gekoop. Jy behoort aan hom 2 keer oor. 2 keer het God jou en my gekies om sy kinders te wees. Dit is die waarheid van die wonderlike van die liefde van God en Jesus Christus. Johannes 12 is gevul met wonder en waarheid, wat God vir jou en my duidelik belig en uitlig. Jy is gestuur om getuienis te lewer van hierdie waarheid oor hom. Jou lewenspad het met Jesus Christus gekruis en ons kan eenvoudig net nie dieselfde bly nie. Mag jy sien, hoor en glo. Mag jy verstaan, begryp en bereid wees om in sy lig te leef. En mag jy gaan getuig van die waarheid waarin jy lewe vind, sodat elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U die lig in ons duisternis is en dat U ons geroep het om getuies van die waarheid te wees, van U waarheid, Here. Here Jesus, U is die weg, die waarheid en die lewe. Help ons om onbeskaamd U evangelie te verkondig en te deel met liefde en vreugde. Verwyder vrees uit ons harte en gee ons die moed om U naam te bely, selfs wanneer dit moeilik is. Laat ons lewens 'n refleksie wees van U lig, sodat ander U kan sien, kan ken en kan glo. O Heilige Gees, versterk ons geloof en lei ons op die pad van gehoorsaamheid. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam met my gekuier het rondom God se woord en saam met ons gemeente bymekaar kom en netwerk om die Here beter te ken. Ek wil jou uitnooi om te kom kuier by die erediens en te kom dien en die Here te kom loof en prys. Veral die 27ste April in Guildford, kom ons almal saam as SA gemeente om bietjie saam te kuier. Daar's verskillende maniere hoe jy betrokke kan wees en hoe jy die Here kan dank. God voorsien vir ons en daarom is dit kosbaar dat ek en jy ook ons dankoffers intentioneel kan oorweeg
en kan bydra. Die manier hoe jy dit kan doen, sal in die skyfies hierna volg. Ek groet julle met die woorde van Johannes 1 vers 3 tot 5 vandag. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou en elkeen by jou wees en bly tot in ewigheid. Amen. Tot volgende keer. Totsiens.